Heilige Gees, ons trooster, U lei ons, U bemoedig ons, U leer ons, U herinner ons aan alles in die woord, die een net soos Jesus Christus. Dankie dat U met ons is, met elkeen van ons. Heilige Gees, kom lei ons in hierdie oggend. Here, dankie dat U so in vanoggend se aanbidding was. My gebed is dat U so in hierdie woord sal wees, dat U in hierdie week kom deponeer het by my. Here, word verheerlik. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid vanoggend hier. Daar is vir ons geen ander plek beter as in U teenwoordigheid. Dankie dat U wandel onder die lofsange van U kinders. Heilige Gees, Heilige Gees. Here, U is nie 'n gas in hierdie plek nie. Hierdie is vir U, Here. Hierdie is U huis, Here. Hierdie is U. Ons is hier vir U. Ons is hier vir U. Word verheerlik. Word verheerlik. In Jesus. Amen. Amen. Julle mag maar sit. Dan gaan ek net vir ons laat daar lig wees. Dit voel vir my, ons is nog vir ewig in hierdie onderste venue. En dit voel vir my amper as ons nog baie lank hier gaan wees. Hoopelik nie meer te lank nie. Ek vanoggend, toe ek en Erik is nog hier besig onder en ek is op pad om die parkeerbordjie te gaan uitsit. En ek het so lanklaas reën gesien, ek my hardloop vinnig terug gesê, Erik, dit reën. En ons kom toe agter ons koffiemasjien, want ek het julle gesien het hierdie dak is soos missing. En ek sê vir Erik, ons moet die koffiemasjien skuif, dit reën. En ons skuif die koffiemasjien nou baie mooi hier in hierdie klein spasietjie tussen die trappe en die groot venue en dink, okay, great, ons het nou gewen. Hy gaan nou nie nat word nie. En op 'n stuk gaan ek weer op en ek is soos, hoekom is my koffiemasjien nat? En ek nou voel ek soos, dis nie 'n wind dat dit kan inreën of ietsie, en toe ek so opkyk, toe sien ek die dak oor die klein stukkie is ook weg. Jy was nog by my daar. Toe voel ek aan vir jou soos 'n roomhuiskind. Dis hoekom die koffiemasjien staan waar hy staan. Ons het hom uitgeskuif vir die reën. Maar prys die Here vir reën. Prys die Here vir 'n koel oggend. Eers like dit my op 'n stuk gevoel dit gaan nooit gebeur in Wellington meer nie. Erik het eendag die vraag gebly. Wie het besluit jy moet in 'n dorp kom? Dis weet jy daar hier gekom en gedink, hierdie plek se klimaat. Hy was seker in die winter hier aangekom het. Ek's vas oortuig daarvan. Hy het nie geweet dit gaan so warm wees nie. Maar prys die Here, julle is hier. Dis lekker om julle hier te hê. En ons gaan vanoggend se diens so 'n bietjie anders doen. Ek gaan die offergawe eers aan die einde doen. Maar dit sluit so 'n bietjie, al eintlik maar baie keer, maar dit sluit meer aan by die preek as 'n slotsom, as 'n wegtrek plek. En toe ek gebid het hierdie week waarom te preek en ja, ek bid daaroor. Ek Google nie op Wikipedia nie. Ek het nie Wikipedia gebruik nie. Moenie Wikipedia vir enigiets ooit gebruik nie. Heeltemal van die punt af. Maar toe kom Matteus 8 by my op. En want Matteus 8 vat geloof baie raak vir my. Maar ek dink dit is iets wat ons almal al oor gewonder het en nog steeds baie keer die vraag het oor, is my geloof genoeg? Ek het nie genoeg geloof daarvoor nie. Hoe groei ek my geloof? Ek onthou een keer, ek en Larissa is in Woolworths gewees, by die mall gewees in Parel, en sy is in die aantrekhokkie in, om aan te pas, en nou staan ek buite, en toe staan die dametjie wat nou die goed inneem en die klere ophou, want ek het altyd gedoog, jy moet jou klere terugvat. Toe kom ek agter, nee, my gee dis my vir daai mense, dit is so gerieflik, pas dit aan, gekrekel hierso, cheers, wou dit mooi opweer. En ek sien sy is besig, en ek sien sy het 'n ding om haar arm. En ek gaan na haar en ek vra of kan ek bid vir jou arm vir genesing? En haar woorde aan my was, maar ek moet seker glo vir dit om te gebeur. En toe sê ek vir net vir vandag, kom ons gaan op my geloof. Want hier is my ding, is ek dink partykeer ons het soveel
klem op ons geloof, dat ek nie genoeg glo nie, in plaas van aandag op die een in wie ons moet glo. Dink daaroor. Soveel keer sit ons een so groot las op ons, tot op 'n plek waar ons onsself in 'n negatiewe plek indink, dat goed gebeur nie, en jy voel jou gebed word nie verhoor nie, en dan dink jy, sekerlik is my geloof nie genoeg nie. En ek wil vir jou sê, haal jou oë af van die grootte van jou geloof, en sit jou oë op die groot een in wie jy moet glo. En verstaan sy gesag, want as jy fokus op die een in wie jy moet glo, kan ek jou beloof, jou geloof gaan groei. Maar deur te mediteer op geloof, en dit uit te druk, gaan jy nie baat nie. Jy gaan jouself in 'n negatiewe plek indink. En nou, hoe gaan jy ooit meet? Ek het nie 'n maatstaf van hoe my geloof vandag lyk teenoor gister nie. So ek lees graag vir ons in Matteus 8 vanaf vers 5. My eerste teksvers vir die oggend. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê: Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak. Maar ook kyk hierso, en die hoofman oor 100 antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie sê ek, gaan en hy gaan, en vir die ander een kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal omsit in die koninkryk van die hemele, maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n kners van tande. Toe sê Jesus vir die hoofman oor 100: Gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy knegt het gesond geword in daardie uur. Waar was hierdie hoofman oor 100 se aandag? Waar was sy fokuspunt gewees? Die gesag van Jesus Christus. Yes, hy wou gehad het dat Jesus die ou moet gesond word, maar dit was nie vir hom so groot 'n ding van dat ek kom, Here, ek het hierdie omdat ek hierdie geloof het, sal U hom genees nie. Ek verstaan gesag en ek weet U hoef nie eers in my huis in te kom. 'n Heiden, hè? Maar hy is nie 'n Jood nie. Hierdie is nie iemand wat groot geword het met die Torah, van die geskiedenis van die Israeliete, van wat God alles vir hulle gedoen het nie. Dis 'n heiden. En hy sê: Here, ek verstaan gesag. As ek vir my ouens sê gaan, dan luister hulle vir my. En ek glo dat U daai selfde gesag het. En sy fokus is op sy gesag. En ek wil vir jou, as jy met een ding hierdie oggend wegstap, en dan gaan ek dit nog 'n paar keer sê. Jy weet, ek het al agtergekom. Baie pastore sê en ek gaan afsluit met hierdie. En ek gaan afsluit met hierdie. Ek gaan afsluit met hierdie en so sluit hulle soos 5 keer af. Ek het hierdie gewoonte het ek al agterkom wat sê as jy op een ding mee wegstap. So jy gaan nie met hopelik met een ding wegstap, maar ek het hierdie gewoonte om as jy met hierdie een ding wegstap. Maar hier is een van die goed waarmee jy vanoggend moet wegstap. Is vergeet om heeltyd so te probeer jou geloof uit op 'n kunsmatige manier te groei deur te fokus op my geloof is nie groot genoeg nie, maar te fokus op wie hy is. Gee water aan jou verstaan en jou kennis van God. Sit tyd in die Bybel in. Sit tyd in die Ou Testament en ons gaan nou 'n paar Ou Testamentiese skrifte kyk. Want soos ek gisteraand net weer lekker deur alles gaan, kom ek agter hoe ons so 'n groot deel uitmis van hoe almagtig God is as ons net die Nuwe Testament lees. Yes, die wette is nie meer vir ons, daar's 'n vorige verbond. Ons is onder 'n nuwe verbond saam met Jesus. Maar die Ou Testament is net soveel van waarde vir ons. Al is dit nie ons geskiedenis nie, soos vir die Nuwe Testament. Want in die Ou Testament sien jy punt 1 hoe heilig hy is en hoe hoog God dit ag dat ons rein moet lewe voor hom. Hy's in die Nuwe Testament, hy's genadig. Ek stem saam. God prys die Here vir sy genade.
Maar as jy sien in die Ou Testament hoe hy geoordeel het, kan ons baie dankbaar wees vir wat Jesus vir ons gedoen het. Anders is daai selfde oordeel oor ons. Jy moet verstaan, as jy nie in Christus Jesus is nie, is daar oordeel oor jou. Want hy's 'n heilige God. Wees heilig, want ek is heilig. In hom is daar geen duisternis nie. En ons word groot in die Ou Testament baie keer oor die Bybelstories, maar vandag is al bekendes en ons hopelik ook vir jou onbekende stories in die Ou Testament wat my baie vermaak het. Gisteraand weer eens, toe ek net lekker weer deur dit luister en net oor dit dink. Die Ou Testament is regtig vol interessante stories. Ek het hier neergeskryf, Israel het baie aangejaag. Moenie 'n fout maak nie. Ek dink as jy deur Israel se geskiedenis lees, kom jy agter hoe hulle keer op keer verkeerd gekry het. Maar hulle het 'n getuienis gehad van sy gesag. Hulle het wel vir mekaar van generasie vertel van hoe hy groot en almagtig en die werke wat hy gedoen het. En wanneer het hulle begin aanjaag? Wanneer hulle vergeet het. Wanneer hulle nie meer hulle kinders vertel het nie, wanneer die getuienis daarvan weggeval het. So as jy nie in 'n gewoonte is om jou getuienis neer te skryf van wat God al vir jou gedoen het nie, wil ek jou aanmoedig om te gaan sit vanmiddag of hierdie week en gaan dink, wat het die Here al vir jou gedoen? En skryf dit neer. Want dit is jou krag in die seisoen en die tye wat jy voel ek het nie geloof nie. My geloof skiet nou kort. En as jy nie sulke getuienisse het nie, lees die Bybel. Dis vol van dit. Dis vol van getuienisse van wat God al gedoen het. En jy kan die Bybel vat en die Bybel is nie net 'n geestelike boek nie. En ek het 'n hele rukkie terug gepreek oor gedoen. Jy kan die Bybel vat as feit. Dis 'n geskiedkundige, akkurate boek. Inteendeel daar was 'n skeptiek wat gedink het, is Lukas, wie's Lukas? Hoe kan hy nou 'n 'n boek skryf in die Bybel? Hy was nie eers 'n Jood nie en hom ook heeltemal afgemaak as 'n historian, want hoe kan sy goed nou akkuraat wees? Daar was nie eers iemand soos Pontius Pilatus nie in die rekords nie, so hoe hy maak hierdie goed op, man. En wat doen hulle? Hulle gaan grawe 'n bietjie en waarop kom hulle af? 'n Bord wat sê Pontius Pilate en dat hy geregeer het in Judea in daai tydperk. So die boek, die Bybel is histories akkuraat. So as jy lees dat hy die see oopgekloof het, het hy die see oopgekloof. En ek onthou een keer in my studies lees ek dat daar's baie slim mense. Baie slim mense. En wie kan sê hulle is slim, is baie keer hulle self ook, maar hulle het geredeneer dat Israel op 'n stuk dat toe hulle deur die see geloop het, daar moet 'n natuurlike manier wees om dit te verduidelik. Sekerlik kon die see nie net gesplit het nie. So toe het hulle nou half gaan kyk en sê maar op sekere tye van die jaar dan trek die water nou terug, dan sit nou al so knie diepte sodat hulle kan deurloop deur die water. So dis sekerlik nou in daai tydperk wat hulle deur die water is. Nou ek het 'n paar probleme met dit. Punt 1, hoe die Joos verdrink Egiptenare in kniediepte water. Want dis wat my Bybel sê. Hulle het verdrink. So dan was hulle daai klassieke spring in die water. Ek verdrink en eintlik moes hulle net opgestaan het. Punt 2, my Bybel sê dit is dat die Egiptenare het verdrink. En die tweede deel is my Bybel sê hulle het deurgestap op droë grond. Nie in kniediepte water nie, droë grond. Dink gou aan daai die event, die gebeurtenis wat voor jou moet gebeur. Ek dink dit moet soos 'n akwarium gelyk het, soos hierdie. Soos jy stap al deur, hier swem dit, hier swem dat. En die grond is nie eers nat nie. Dis droog. Dat hulle kan deurstap op dit sodat hulle alles al deur kan vat. Crazy. Dus ek dink baie keer moet ons net stil sit en dink, hoe moes hierdie goed gelyk het? Dat ons raak so gewoond aan die stories. Dat dit net 'n storie raak vir ons. Hierdie goeie mure. Dus ek dink daai ouens bo op daai muur moes vrek bang gewees. Toe hulle begin mars het om daai muur. Ons weet hulle was, want ons sien die getuienis wat Rahab gee aan die spioene en sê ons harte het gesmelt toe ons hoor julle so vat. En hulle het nie in stilte daai 7 dae omgestap nie. Hulle het op die ramshorings geblaas. Die mense was in stilte, maar die ramshorings het geblaas. Okay, so nou stap hulle, die eerste dag stap hulle om dit. Jy hoor, jy's bang vir hierdie mense en jy sien hoekom stap hulle net om. Jy dink soos hier kom dit nou. Dan gaan hulle huis toe.
Tweede dag, ek kom dit weer. Dan gaan hulle huis toe. Hier by die derde, vierde dag moet jy begin dink, dit is dalk is dit al wat hulle gaan doen. Dalk gaan hulle nie inkom nie. En op die sewende dag stort die mure ineen, behalwe Rahab se plek, omdat sy geloof gehad het in God en in sy en dit wat hy gedoen het. Dis die crazy ding. Hoekom het Rahab geglo? Omdat sy 'n Jood was, omdat sy wel 'n Israeliet was? Nee, die getuienis. Sy het gehoor van wat God vir hulle gedoen het en die gesag van die God verstaan wat agter hulle was. So belangrik. En ek wil vir jou sê, as jy jou geloof wil groei, begin mediteer op wie jy is. En nie op die situasie voor jou nie, nie dit wat jy wil hê hy moet deurbreek voor nie, maar om terug te sit en sê, Here, vir nou wil ek net eers dit wat op my hart. En ek sê nie jy moet nie daai goed voor hom bring nie. Bring dit altyd voor hom, hy's 'n goeie pa. Maar ek wil vir jou sê, daai gaan baie klein en baie makliker begin lyk as jy net terugsit vir 'n oomblik. En sê, Here, wie is U? Ek wil die gesag verstaan. Ek sal baie keer net opkyk na die sterre en dink, soos wie hou van die sterre? Soos die ek weet so min van dit. Ek het op skool astrophysics gedoen. Maar dit is my cool gewees die sterre en soos die kennis daarvan. Ek kan niks daarvan onthou nie. Niks. Maar dan sal ek myself, dit was my die lekkerste op die plaas as ons so op die beeswaal lê met al die muskiete, amazing. Maar dan lê jy en jy slaap onder die sterre. En dan sal ek myself net so vind. En dan lê jy onder die sterre en jy dan sien jy kom die eerste sterretjie en dan probeer jy hulle tel. En dan hier later raak jy deur mekaar en jy gee net op. Om net so te lê en dink, hoe ons weet nie eers waar die grens lê nie. Ons weet nie eers of daar 'n grens is nie. En as jy dink aan hoe groot die heelal is en die planete en die sterrestelsels, as jy foto's sien van wat alles daar buite is. Sien jy hoef nie eers geestelik te raak hieroor nie. Kyk net na die natuurlike. En dan dink jy by jouself, hy hou daai in die palm van sy hand. Dis hoe groot hy is. Hy het daai gespreek in worde. Hy's groter as hierdie massiewe heelal, waar ons hierdie klein spikkeltjie is. Ek het eendag so gelag, by die ou se gaan in die sterrestelsel en hy sê ons is nie eers die middelpunt van ons eie sonnestelsel nie. Nou wil ons dink ons is die wêreld draai om ons. Dit was my baie snaaks geweest. So ons gaan na Numeri 22 doen. My volgende teksvers. Numeri 22 vanaf vers 21. En voor ek lees, wil ek net so 'n bietjie konteks gee. Waar's ek nou verby hom? Julle kan op YouVersion is ons tekste as jy daar wil volg, kom met die grootste liefde net daar gaan kyk. Alles is daar op. En waar bevind ons onsself in Israel se geskiedenis? Wel, Numeri moes net 1/3 van die lente gewees het wat dit is. Dit moes geëindig het by hoofstuk 11, 12. Min of meer eintlik maar 12. Maar toe wat gebeur is, hulle kom terug met die verkeerde verslag. Hulle Israel kies om die 10 spioene te glo in plaas van die 2 wat sê ons kan nie die land inneem. Die ander 10 sê nee, ons is sprinkaan, ons kan dit nie doen nie. En hulle kies om die getuienis van 10 ongelowiges te glo. Getuienis van wat God reeds vir hulle gedoen het. Hulle vergeet die God wat hulle aanbid. En as gevolg van dit beteken dit toe dat hulle daarna 38 jaar verder in die woestyn gespandeer het. So nou het hulle 'n paar keer lekker rondgetrek in die woestyn en nou vind hulle self oos van die Jordaanrivier en as jy net oor die Jordaanrivier gaan na die weste kant toe is jy in Jerigo. En hulle is in die landstrook van Moab. Die koning daai dit was Balak en Balak het gehoor dat Israel in hulle menigtes is hierso en hy het hulle gevrees. Dis die snaakse ding. Israel het al wat 'n nasie gevrees, maar al wat 'n nasie het hulle gevrees gevolg van God wat hulle gedien het. En as ons bietjie stil staan daarop, ons is ook partykeer. Ons vrees elke vyand, ons vrees elke situasie terwyl dit ons God vrees. Wat vrees is dit? Ons fokus, haal ons oë, ons sit ons oë te veel op ons geloof en nie in die een in wie ons moet glo nie. En hulle vind hulle self nou in hierdie penarie van die Israeliete is nou hierso. En vir 'n idee te gee hoe baie hierdie Israeliete moes wees, is Balak vat vir Bileam en ons gaan nou lekker na Bileam kyk wat 'n waarseer was, nie 'n goeie ou nie. Maar hierdie is weer eens 'n goeie indikasie van hoe God met 'n krom stok baie reguit hou kan slaan en enige iemand in iets kan gebruik, want hy is God. En hy vat op 'n stuk vir Bileam na 'n hoë berg toe.
En al wat Biljam kan sien is die kant van Israel. Weet jy hoe baie mense moet dit wees as jy op 'n berg staan en jy sien net die kant van 'n volk. Dit gaan nog aan. Dit is vrek baie mense. Ons beweer min of meer ongeveer naaste by dat dit oor die 3 miljoen mense moes gewees het. Nou weet al van Reinhard Bonke se crowds gesien. Doen jouself 'n guns. Dis van die grootste crusades wat al plaasgevind het. Van Google bietjie Reinhard Bonke largest crusade. Nou dan kry jy 'n idee hoe 'n miljoen mense. Hy het vir 'n miljoen mense gepreek. Dit hy sê hy het gesweet, ek is net gesweet. So dis baie mense. Dan sien jy hoe lyk 'n miljoen mense voor jou. Mal met 3 min of meer. Jy sien nie en julle dis 'n see van mense. So ek kan ook verstaan dat die Moabiete bang was vir dit en hulle rede in die Bybel sien ons dat hulle sê hulle gaan alles opeet. Hulle gaan alles opeet, maar ek sou ook bang wees as 3 miljoen mense in my land invaar dat hulle alles gaan opeet. En Balak dink soos okay, ek moet 'n plan beraam om hierdie ouens te wen. Wat doen hy? Hy gaan na Biljam toe. En hy vra vir Biljam hierdie waarsêer wat al wat 'n God gedien het om Biljam was nie 'n goeie ou nie. Ons sien dat die Here hom gebruik in hierdie teksvers, maar hy was nie 'n goeie geld was maar vir hom belangrik. Moenie 'n fout maak nie. Ons gaan dit in die skrif ook sien. En hy vra vir Biljam om 'n vloek te kom spreek oor Israel. En hy maak die fout om te vergeet dat die Here vir Abraham gesê het ek seën jou. Geen land sal jou vervloek nie. En hy wil hê Biljam moet die land vervloek, die Israeliete vervloek en op so 'n manier gaan hy dalk nou die oorhand kry in Israel om hulle te wen. En dan lees ons van vers 21 af. En Israel het boodskappers quote ek Numeri 21. Dis hoekom ek nou dieselfde lees as julle nie. Toe maak Biljam die môre klaar en saal sy esel op en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab. Voor ek aangaan wil ek net 'n bietjie konteks gee. So hulle het die eerste keer gekom, toe sê hulle jy moet na die koning toe kom. Toe sê hy nee, ek gaan nie saamkom nie. Wag, hy sê eers bly eers hier, laat ek net gou gaan bid oor dit. En die Here praat met hom en sê jy mag nie saamgaan nie. Jy mag onder geen omstandighede saamgaan nie. Jy bly net hier. Toe gaan hulle terug en hulle sê vir die koning nee maar Biljam het gesê hy gaan nie saamkom nie en hy stuur toe terug met 'n groter prys. Ek sal vir jou nog meer gee. En wat moes Biljam gedoen het? Die Here het klaar gepraat. Ek het klaar vir julle gesê nee. Doen dieselfde partykeer. Die Here het klaar gesê en ons kan 'n duur les hier leer uit wat gebeur as ons die Here het gepraat. Nou kom daai ding weer op en ons sê maar Here dalk is hy seker. Ek dink nie hy verander sy mind. As hy iets gesê het, is hy redelik seker. Dis hoekom ek spot altyd so as iemand die oggend die Here behoed en bewaar my siel dat ek nooit dit oorkom nie. Maar het julle al gehoor in tydens in die oggend, die Here het my hele preek om verander. En ek sê nie hy kan nie. My vraag net in my hart is soos het hy nie geweet 2 dae terug wat hy wil preek vanoggend nie. He knew. Ek het dit gemis dan. Nie die Here nie. Ek het dit gemis. En ek is man genoeg om dit te sê. Want hy weet alles. En ons kan rus vind daarin. Hy weet alles. En toe begin Biljam nou hierdie versoeking te entertain. En hy sê maar laat ek weer by die Here gaan hoor. En hier sê die Here vir hom is reg. Jy kan maar gaan. Maar ek wil vir jou sê elke keer wanneer die Here vir jou sê dis reg nadat hy klaar gesê het nee, beteken dit nie hy het van plan verander nie. Hy sê net vir jou nou maar goed. Weet jy wat? Jy het 'n vrye wil. Ek het reeds gepraat. Jy wil nou aangaan met dit. Ek sal jou nou oorgee aan jou begeertes. Toe maak Biljam die môre klaar en saal sy esel in op en het weggetrek saam met die vorste van Moab. Maar die toorn van die Here het ontvlam, want hy het gesê hy mag nie saamgaan nie. Omdat hy weggetrek het en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop, maar Biljam het die esel geslaan om haar na die pad toe te stuur. Daarop gaan die engel van die Here en toe die oppad tussen die wingerd staan, 'n muur diskant en 'n muur anderkant. En toe die esel
Die engel van die Here sien, druk sy haarself teen die muur en druk ook Bileam se voet teen die muur. Daarop het hy haar weer geslaan. En die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek, weer geen pad was om regs of links uit te lê. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. En hier raak dit interessant. Ek weet nie of jy die storie goed ken nie, maar hierdie is vir my nogal 'n interessante teks in die Bybel. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Bileam, onthou ons praat van 'n donkie. Dis nie 'n mens nie. Wat het ek jou gedoen dat jy my nou al 3 maal geslaan het? En jy dink daai is interessant. Bileam antwoord die blerrie ding. Daai is vir my wat my soos as 'n esel met my praat, is ek soos Dis twee keer, ek sê nie verskeidelik het antwoord nie. Hy het asof dit 'n normale ding is. Daarop antwoord Bileam die esel, omdat jy die spot met my drywe. Was daar, dis ek 'n donkie van Shrek, sorry, daar gaan my brein nou heeltemal. Dis ek 'n vol idee gekry het. Sorry. Daar is nou my brein wat skatter. Goodness me. Was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik dood geslaan. En die esel sê vir Bileam, is ek nie jou esel waar jy jou lewe lank op gery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy antwoord, nee. En nou het hy gesprek met hierdie esel. Toe open die Here die oë van Bileam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand, en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. En die engel van die Here vra hom, waarom het jy jou esel al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as 'n teeparty, want jou wegloop gevaarlik styl in my oog. Maar die esel het my gesien en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor jou uitgedraai het nie, dan het ek jou al te seker doodgeslaan en haar laat lewe. Nou ek wil vir jou sê, is 'n donkie meer in staat om die Here te sien? Al dit lyk so, maar ek dink Bileam se probleem is hy was so gefokus op die geldjies wat nou in sy sak gaan kom. Met sy eie gewin. Want die Here het klaar gesê. Maar as jy gaan kyk, die Here sê die tweede keer, dis reg, gaan saam met hulle, maar sê net wat ek jou gesê het. Maar hy het die eerste keer gesê, nee. En dis hoekom hy uitgaan as 'n teeparty. Ek het vir jou gesê, jy moenie gaan nie. En die donkie sien hom en op die ou ende van die dag, as hy, hier is die ding, as jy 'n ontblote swaard sien in die skrif, jy het nie, 'n ontblote swaard beteken oorlog, dit beteken aksie. Jy het hom nie net getrek om skrik te maak. So, daai esel het Bileam se lewe gered daai dag. Hy was in staat om die Here te sien. En wat wil ek vir jou wys is, God kan deur 'n donkie met jou praat. Hy kan deur ander goed met jou praat, maar ek wil hê jy moet die gesag van ons God in hierdie teksversie. En die mooi ding daarvan is, wat ek ook opgemerk het is, Bileam gaan en 3 keer probeer hy 'n vloek uitspreek oor Israel. En elke keer seën hy hulle. Hoekom wil ek dit vir jou sê? Want daar is geen situasie wat teen jou kom wat God nie kan uitdraai vir die goed van jou situasie. Ek het ek sal nou by die lys kom wat ek gemaak het van goeters wat my opgekom het, ek sit en bid het oor hierdie preek. Maar selfs hulle wat jou wil vervloek of leuns vertel oor jou of in is om jou te vernietig, as God vir jou is, of gaan nou eintlik jou verwys hoekom dit minder belangrik is of hy vir jou is, want dit is 'n feit, as jy vir hom is jy okay. En sal hy nie toelaat dat enige situasie jou vernietig nie. Al word 'n ou baie geld betaal om jou te vervloek en jou ondergang te probeer bewerkstellig. As jy vir God is jy regtig okay. Hoekom? Want hy is almagtig. Maar toe 'n donkie dit sien, besef hy dit. En toe Bileam dit sien, wat doen hy? Hy val neer en hy op sy aangesig. Die engel van die Here, ek gaan nou vir julle verduidelik, wie is die engel van die Here? Wie dink ons altyd is die engel van die Here? Dit is 'n interessante karakter in die Bybel, want jy sien hom net in die Ou Testament. Josua 5 vers 13 tot 15. Dit is net voor hulle Jerigo inval. Dit is een van my gunsteling, hierdie teksdeel is definitief een van my gunsteling teksverse in die Bybel. Dis regtig 'n belangrike les vir ons om te leer en ek bly nou al om Josua.
Joshua het geskuif. Ek gaan op die bord lees. My vingers wat uitsaai. Ek is nou by al kante van hom die hele tyd gewees. Dan as ek in Rigters, as ek in Deuteronomium, dan as ek in Rigters, dan as ek in Deuteronomium. Joshua 5 vers 13. En terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk. Daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra: "Behoort u by ons of by ons vyande?" En hy sê: "Nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom." En toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom: Wat wil my Here aan die diensknegt sê?" Toe sê die leeroowerste van die Here vir Joshua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy opstaan is heilig." En Joshua het so gedoen. Hierdie engel van die Here kan ons met studie glo dat dit dalk Jesus was. Jesus voor hy mens geword het. En die groot indikasie daarvan is die engel van die Here was in die brandende bos waar God gesê het I am. Die engel van die Here was dit is nou by Biljam gesien. Ons het hom nou gesien by Joshua met die ontblote swaard. En die groot weggee vir my is hy aanvaar aanbidding. Engele het nie aanbidding aanvaar nie. Want aanbidding kom net een wese toe en dit is God. Hy sê nie vir Joshua op nie. Hy sê nie vir Biljam hou op nie. Want aanbidding kom God toe. So hierdie was 10:1 Jesus wat voor hom gestaan het. En Joshua vra hom, is u vir my of is u vir my vyande? En hoeveel keer het ons al daai vraag gevra wanneer ons in 'n moeilike spot is? Here, soos kyk wat gebeur. Sekerlik is u vir my of is u vir my 'n vyande? En dit raak hierdie ek spot altyd op skool elke rugby span bid. En dan wonder jy wie gaan wen. Dis seker die Here se favourite, een van die mooiste bid of die hardste bid. Want elke span bid. Toe ek nou groot geword het, dink ek dis eintlik so bloody simpel as jy dan jy bid vir beserings en dit is mooi, maar Here, laat ons wen. Die ander span bid ook dit. En dit raak ons en ons kry onsself en ek maak altyd die grappie van die rugby span, maar ons kry onsself dikwels en ek het eintlik gespoor daarvan, maar dit pas nou eintlik so mooi by hierdie aan. Ons kry onsself baie keer die Here of die victim van die hele storie. Ons is die hoofkarakter van die storie. En nie omdat ons ek sê groot ego het, wat om hierdie mense wat so hou van hulle self narcis is nie, dit gebeur. Jou brein is so gewire dat jy die storie, dis jou storie. En dan raak dit vir ons 'n ding van is die Here vir ons of is hy vir wie is hy? Maar wat sien ons hierso? Die vraag is nie of hy vir jou is en of hy vir jou vyande is nie. Die vraag is jy vir hom? Nee Joshua, die vraag is nie is ek vir jou of is ek vir die mense wat vir julle wag in Jerigo nie. Môre jy kan maar inkom. Môre. Die vraag is nie Joshua, vir wie is ek nie. Die vraag is vir wie is jy? En dis my vraag vir jou vanoggend. Wie is jy? Want ek het myself in 'n paar insidente al gevind waar dit regtig gevoel het iemand vaar uit teenoor my. En dan is dit baie moeilik vir hom te bid in daai situasie. Want ek besef ook daai is 'n kind van die Here. En ek besef ook daai persoon is nie net sleg nie. Here, hoe bid ek oor hierdie? Here, help my. Want ek wil nie by u kla oor die eie kind nie. Hoe kan ek hierdie situasie voor u bring? Help my om okay te wees ten spyte van al hierdie. Want ek wil u vrug dra. Ek wil alles doen ter verheerliking van u naam. So die vraag is nie is God vir jou nie. En daar is skrif wat sê hy wat vir my is groot as hy wat in die wêreld en hy wat teen my is, wie kan teen my wees? Great, amazing, dis mooi. Maar is jy vir hom? Verstaan jy sy gesag? Glo jy regtig in dat hy is wie hy sê hy is? En ek het laas ook daaroor gepreek oor stukkies wat sê wie hy is. En dit is maklik om nou te sê vanoggend is lekker cool. Wie hy is, maar wanneer die pool op die fan strak, dan word die vraag gevra, right? Wie sê jy is hy? Is jy nou nog steeds vir hom? Gaan jy nou ten spyte van die feit dat jy omstandighede van anders getuig, gaan jy nog steeds staan op wie hy sê hy is? Want hy verander nie, maar die vraag word gevra.
Hy is die weg, die lewe en die waarheid. Daar is nie ander een buite hom nie. Daar is nie. Engel van die Here het 'n bietjie geskryf ook by Isak, keer om vir Isak te offer. Ook 'n plek waar hy voorkom. So en julle ek bring dit baie keer op want dit is so 'n maklike manier vir my om dit te verstaan. Dis om julle besef dat ons weergebore moet word. Hoe gaan jy die koninkryk in vra hulle vir Jesus in Johannes 3? Hoe kan 'n mens die koninkryk ingaan? Niemand gaan in dan die koninkryk van God sonder om weergebore te word nie. Wat beteken jy soos 'n kind? En Jesus sê jy moet word soos 'n kind, né? Dit beteken nie om maklik te glo nie. Dit gaan oor gesag verstaan. 'n Kind verstaan gesag. Hy ken sy plek in die food chain. Ons moet onsself humble, 'n kind humble homself onder sy ouers. En dis wat dit beteken of dit is 'n groot deel daarvan om te verstaan om soos 'n kind te word. Jy's 'n kind en jy val onder die gesag en die leiding van jou hemelse Vader. Dis hoekom jy 'n kind moet word en dan groei jy. Moenie op melkkos bly nie. Genesing. Verlies. Dis so goed dat ek hier neergeskryf het dat wanneer hierdie goed jou tref, dan word die vraag gevra en dit raak moeilik, want dan moet jy verstaan dat hy het gesag oor siekte, soos wat hierdie hoofman gehad het. Hy het gesag oor dood en verlies. Daar's 'n leë graf wat getuig daarvan. Lazarus kon getuig daarvan. Hy is nou nie meer nie, hy het op die einde van die dag gegaan. Teëspoed, soos die disippels in die boot. Ons sê ja, Here, U is almagtig, U kan alles doen, maar wanneer die storm kom en die bootjie slaan en die seile skeur, Here, gee nie om dat ons besig is om te vergaan nie en ons begin betwyfel amper dat hy omgee. Dis Jesus, Here, gaan nie my net los? Job, ek dink aan Job. Job kla. En soos kan ek net doodgaan, menol is die Here die een wat hom in die lewe hou. Job leer ons om God te aanbid vir wie hy is en nie vir wat ons kry het of wat hy vir ons doen nie. Ons is dankbaar en ons loof en ons prys hom in alle tye vir alles wat hy vir ons gedoen het. Maar ons aanbid hom en ons kies hom nie oor dit nie, maar oor hy God is en die enigste een is. Dat sodat ten spyte van ons omstandighede van anders praat, kies ons hom nog steeds. Maar dit gaan goed met ons. Ek kan nie regtig kla nie. Maar daar is mense wat dit nie altyd so lekker het nie. Ons die persecuted church het dit nie maklik nie. Ons nou, Sean Foyt het daar gepost, waar hulle 70 Christene doodgemaak het, as gevolg van hulle geloof. Maar hulle het God gekies. No turning back. I will follow Jesus, no turning back. Though no may follow. I have chosen Jesus. Ek het hom gekies. En ek weet hy is goed en ek kan hom vertrou. Ek kan hom vertrou. Want ek weet hy het gesag oor die dood. Ek weet hy het gesag oor steel, slagting en verwoesting. Want hy is 'n goeie herder wat 'n lewende lewe in vol gee. Leuns. Ek het so 'n bietjie aan geraak met Biliam. Biliam wat opdrag gegee is om 'n vloek te spreek. En dan ons raak baie keer angstig, ek ook, wanneer jy hoor die stories wat om jou aangaan. Of mense wat jou ondergang probeer bewerkstellig deur onmin te saai tussen mense. Ek is soos Here, ek kan nie onder elke hoek en draai vure doodslaan en die hele tyd probeer cover nie. Here, ek glo dat U het my. Ek kies U en daai is my veilige plek en dan gaan ek okay wees. Want ek kies U. Gehoorsaamheid het ek hier neergeskryf. As ons verstaan sy gesag, gaan dit jou baie help in jou gehoorsaamheid. Ek dink ons sukkel met sekere goedjies, gewoontes, sondes in ons lewe omdat ons nie sy gesag verstaan nie. Verstaan nie hoe heilig hy is nie. En dat hy jou werklik kan vrymaak van dit. As jy sonde wil oorwin, want hy het dit klaar gedoen, mediteer op sy gesag. Vry van sonde het ek geskryf. Vrees. Dis nogal 'n ding wat baie vir my deurstoep gekom het met die inbrake in die goedes. Iets wat ek regtig sê, Here, ek glo dat U is in staat om my te beskerm. Ten spyte van die feit dat ek probeer alles, klim my nog steeds op my plek oor wat ek nie gedink het moontlik is vir enigiemand om oor te klim nie. Kies ek om te glo dat U is in staat om my te beskerm. En ek moet sê, 2 keer in 'n jaar se tyd in die verlies is regtig nie groot. Inteendeel, die tweede keer het jy met niks weggekom.
So dis ongemaklik vir my en ek moet daai vrees battle, maar my God was goed vir my. My God het my beskerm. Hy het my sit hulle gesond en ek weet want Joshua het my gebyt nou die oggend. So hy is alive and well, daai mannetjie. Jy sê like wanneer Saterdagoggend word ek wakker met 'n groot steekpyn in my arm. Ek is soos wat gaan nie aan. Hy's nie wakker nie, hy's besig om te slaap, maar hy sit in coma, hy's so 'n freaking chew toy. Ek het die merke om te wys daarvoor. En toe hy klaar is en nou wil jy 'n bietjie wakker maak want jy wil ook bietjie verder slaap. So nou is dit daar so jy skuif hom so sonder om te veel reaksie te toon, slaap hy verder. Moet dit 'n smile hê nou. Klein heeslikheid. Ja, hy's volgende week 1, kan jy dit glo? Die Here is goed vir ons. My kind word volgende week 1 en hy's gesond en ja, die Here is goed. Spreuke 9 vers 10 het ek hier geskryf. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Die kennis van die Heilige is verstand. Die beginsel van wysheid is om die Here te vrees. En hoekom bring ek hierdie vers in? Want om sy gesag te verstaan is ook om hom te vrees. Dat hy heilig is, dat hy 'n rein God is en dat hy sekere goed van jou verwag. God verwag sekere goed van jou. Dit is nie 'n free ride nie. Die evangelie en kan ek net dit sê, redding is nie verniet nie. Nooit, ek dink goed, niks in die wêreld is verniet. Ergens betaal iemand altyd 'n prys. Selfs die ou wat as jy na 'n restaurant toe gaan en iemand gee jou kos vir jou verniet, ergens betaal iemand 'n prys. Redding is dalk verniet vir jou. Want jy hoef nie die prys te betaal nie. Maar daar was 'n prys betaal. Daar was 'n prys betaal. Jesus Christus het die prys betaal deur sy lewe. Dit is nie verniet nie. Sodat ons hom kan ken. En uit daai plek uit, omdat ons hom ken, omdat ons gered is, wil ons gehoorsaam wees. En kan hy sekere goed van ons verwag. Onthou, jy's nou 'n kind. Jy het hom aangeneem, jy's 'n kind. Jy val onder die gesag van jou Vader. So hy kan sekere goed van jou verwag. Opoffering is nie 'n slegte ding nie. Daar is altyd hierdie ding wat sy sê dat fire does not fall on an empty altar. Partykeer is jou tyd, partykeer is jou finansies. Wat ook al die Here van jou verwag. Partykeer is net jou gemak om iets op te gee. Wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar die Here vra van jou, ek wil hê jy moet hierdie vir my neerlê. Partykeer is dit die belofte wat jy moet opgee, soos Abraham. Dit kan aangaan. Maar God bly bo alles, die belangrikste van alles. Dit bring my by die offergawe. Hey, dit was 'n lekker vinnige, kort en kragtige preek. So geloof is gelyk aan gesag het ek geskryf. Here, gelyk maar vorentoe kom asseblief. Ek gaan sommer dat hulle speel terwyl ek die offergawe boodskap bring. En nou of ons nie die video te speel nie, ek dink as kan dit na die diens vinnig speel, dan kan julle sommer net speel terwyl die offergawes opgeneem word. So dit daar verander ek nou die hele ding. En ek bring dit terug by die hoofman in Kapernaum, is dat hy het geloof gehad want hy het gesag verstaan. En dit kom ook by ons offergawes. Ek gee my 10de elke maand gaan eerste uit. Hoekom? Want ek verstaan gesag. Ek verstaan hy is God en ek verstaan dit kom hom toe, my 10de. En dan gee ek ook my offergawes soos die Heilige Gees my lei. Hoekom? Want hy is God en hy het gesag en dis wat hy van my verwag. In Hebreërs 11 lees ons die volgende. Deur geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig is. Was omdat God oor sy gawes getuienis gegee het en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. So, hoekom stryd ek af met hierdie? Want geloof en gesag gaan hand aan hand. Ek gaan nie vir jou mooi boodskap of motiveringspraatjie gee. En ek wil vir jou sê dit wat jy in die grond druk kom gaan groei. Dit is die wet van te oes, te saai kom 'n oes. Dink jy moet net vergeet van die oes. En ek gee hoekom? Want ek glo in hom en ek verstaan dat hy het gesag en ek verstaan dat hy God is en dis wat hy van my verwag. So ek gee my 10de en ek gee my offergawe uit 'n plek uit van dat hy God is en dit kom hom toe.
Geen ander rede nie oor 'n mooi offergawes boodskapie wat die prediker van vooraf gegee het nie. Hy het my nou oortuig. Dit was nou 'n mooi preek, dit was nou 'n mooi offergawe boodskap. Ja, ek kan maar vanoggend sê, nee, ek gee dit want hy is God. En dis dit. Wat is my offergawe boodskap? Ons neem die offergawes op. En dan as die offergawes klaar is, dan kan ons sommer staan en afsluit met ons laaste lied. Ons Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word. Here, laat U koninkryk kom. Hier in Wellington, soos in die hemel. Kom lei ons, kom bekragtig ons, Here, en word verheerlik deur ons lewens, Here. Wat getuig van U goedheid en U guns en U genade. Bid sommer net die volgende agter my aan. Wat gaan ek bid sodat jy nie voel ek lei in 'n stryk nie. Ons gaan bos net sê, Here, ek neem my kruis op en ek volg U. Laat ons gaan bid. Here Jesus, bid agter my aan. Here Jesus, ek neem my kruis op en ek het my lewe nie lief nie tot die dood. En ek kies om U te volg. Al volg niemand saam met my nie, kies ek U. In Jesus naam. Amen. Amen. Here, ons kies U, ons volg U. U is die weg, die lewe en die waarheid. Here, ek spreek 'n seën uit oor elke persoon vanoggend hier, hulle gesondheid, hulle veiligheid, daar ook waarmee hulle self besig hou deur die week, of dit nou werk is, studies is, wat dit ook al mag wees. Mag daar vrug op dit wees, en mag U verheerlik word deur dit. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Ek wil julle net kan sien. Waar's julle? Okay, dis 'n fluit. My storie is uit. Onthou groot asseblief van vanaand se kursus, dis verniet. Al wat dit kos is R100 vir die handleidings wat ons aankoop by ons groot kampus in Bellville. Is Bellville? Is dit Bellville? Stikland. Dis daar langs die R300. En so verniet die kursus verniet, jy wil dit nie mis nie. En ook sou jy gebed nodig het, bediening nodig het, ek is hier voor, Erik is hier voor, Rowan en Monique is hier voor, dan bid ons vir julle. Julle moet verder 'n mooi en 'n geseënde Sondag hê en ek hoop om julle te sien vanaand. Bless julle.